Goeiemiddag, my broers en susters, welkom in die huis van gebed. Ja, ek is nogal opgewonde, want ek het gewonder oor wat sal ek praat vandag. En ek vra die Here toe, Here, wat het U op my hart om vandag met die mense te deel? En dit kom by my op, die Here sê vir my, praat oor jou heel eerste boodskap. So my heel eerste boodskap was in 1986. So ja, ek gaan nou net so vir jou aanraak, ek gaan nou nie die hele boodskap gee, ek gaan net so aanraak, net die belangrikste gedeeltes waaroor dit gaan. Dit gaan oor, ek het daai tyd, ek kan onthou, het ek nou ryk, welgestelde sakeman in Suid-Afrika gebruik as 'n voorbeeld. En die man het baie besighede gehad in plaas en alles, en hy wil toe nou uit Suid-Afrika uittrek Amerika toe. En hy tog toe, maar hy is nie lus vir al hierdie banktransaksies en alles, daai goeders nie. Wat hy toe gedoen het, hy verkoop alles in kontant. En hy vat al die kontant wat hy toe nou kry, en dit is tastevol geld. En hy dacht, nee, dit is baie gevaarlik om met al die geld. Nou, want hy toe van op een van die groot skepe, toerskepe, passasierskepe, 'n plek bespreek, so heel eerste klas alles, en hy dacht, nee, hy kan nie met al die geld op daai groot skip klim nie. Hy gaan toe en hy gaan koop vir hom een eislike groot diamant. So en hy besef vir homself, okay, dis wat ek nodig het, ek hoef nou net hierdie diamant op te pas, dis baie maklik, ek hou hom net heeltyd by myself, so dan is hy veilig. En toe die dag toe kom, dat hy nou Suid-Afrika vaarwel roep, en hy staan so op die bewoonste dek nou, en daar sien ek Kaapstad gaan, en hy sê, waar was Suid-Afrika? En nou gaan ek Amerika toe. En soos dit maar menslik is, sit op die dek, en kyk nou die swembadens in die see, en die mooi see is blou, en alles is net pragtig, en hy voel so in sy sak, en hy voel, nee, my diamant is nog veilig hier in my sak. En daar haal hy sy hand nou weer uit, en dan sit hy net, en dan druk hy weer sy hand so in, en nee, hy is toch veilig. En die son is mooi helder, en hy dink vir homself, ek wonder hoe lyk hierdie diamant in hierdie skerp son, hier waar dit nou so staan. En hy haal die diamant uit, en hy sit hom in sy twee hande, en hy kyk hierdie diamant nou in die son. En hierdie diamant, soos wat jy nou draai, gee hy al die skynsels, en dis asemberowend. Jy kan net nie beskryf hoe mooi is hierdie diamant in hierdie helder son nie. En hy bære die diamant weer, en later van tyd toe staan hy hier so langs die reëlings en goeters. En hy dog, laat ek net die diamant uithaal, en dan met hom so oor die see kyk, hoe lyk hierdie diamant met die see in die agtergrond. En nou lê die diamant op sy hand, en ja, mens kan nie beskryf seker, hoe lyk dit, hierdie prachtige groot diamant, en soos die son op hom skyn, en hoe die blou see agter hom is. En met eens is daar 'n frats golf, wat hierdie passasiersskip slaan. En hy gaan oor die reëling, en daar gaan die diamant in die see af. Nou moet jy onthou, my broers en susters, dis alles wat hy gehad het, was in daai diamant. Jy kan nie stop nie, daai diamant is in die see af, mens weet nie hoe diep is dit af nie, hy is weg. Ben, wat wil jy vir ons vertel vandag? Ek wil vir jy vertel, weet jy wat? Jesus Christus is daai diamant. En ons dra daai diamant elke dag in ons lewens, en party dae
raak ons roekloos so daai op die skip en ons wil die Heilige Gees uithaal en ons begin om met God te speel. En my broers en susters, soos wat daai man die dag langs die handreëlings gestaan het, kan dit net jou tyd wees. En jy verloor alles in die lewe. Dit is so belangrik om die Here op te pas. Dit is so belangrik om vir die Here Jesus Christus as Here, ek is lief vir U. En bewaar hom erger as wat daai diamant so opgepas het. Hou die Here in ons lewens. Want die binne in ons Heilige Gees waar die Here woon, is hy veilig. Soos hoef jy met die Here te speel. Hy sê, wat jy ook al nodig het, vra die Vader in my naam. En alles wat julle die Vader in my naam vra, sal hy vir julle gee. Broers en susters, daar is nie meer rykdom as om die liefde van God te koop nie. Jy kan dit net nie koop nie, want dit is iets wat God vir ons gratis gee die dag as ons lewens met die Here regmaak. En dan kom sy Heilige Gees en hy kom woon in ons. Iets, al het jy hoeveel geld in die wêreld wat jy nie kan koop nie. Dit is 'n geskenk uit die hand van die lewende Godheid wat vir jou sê, Ben, hierso. Hier is my Heilige Gees. Net omdat ek geluister het na die stem van die Here en gesê, Here, hier is my hart. Ek maak vir u oop, Here. Dit was my eerste preek gewees, kort na my bekering. En ek sal my lewe dit nooit vergeet nie. Hoe kosbaar dit vir my was om te dink, Here, my kosbaarste besitting is binne in my. Jesus Christus, die Heilige Gees, God die Vader, die groot ek is, woon binne in my. My broers en susters, ek was genoeg vir die Here gewees. U is meer as genoeg vir die Here as u vandag sê, Here, hier is my hart, ek maak vir u oop. En laat daai kosbare besitting, die Heilige Gees, wat geld nie kan koop nie, in jou hart kom inkom, en in jou kom woon. En elke dag, elke sekonde van die dag, kan ons net dink aan, hoe bevoorreg is om te weet, Here, hoe skyn 'n kind van God? Hoe skyn die lig van die Here uit ons uit? Maak nie saak hoe die son op ons val nie. Al wat die Here vir ons sê is, bly weg van sondes af. Want sonde gaan jou beroof van die heerlikheid van God af. En terwyl jy nog in sonde is en nog nie die oorgawe gevat het, gesê, Here, vergewe my vir my sondes nie. Ek wil die aanneem as by God en my saligmaker. Nou wil ek vir u vra vandag om saam met my te bid. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie my God, dat ek vandag net weer eens waar u vir my gesê het, praat oor jou heel eerste boodskap. Here, dit was vir my so kosbaar, dat ek dit kan onthou, Here, want ek het dit so oor en oor en oor en oor en oor en oor en oor. En Here, dit is so belangrik om te weet dat die kosbaarste skat in ons lewens is u Heilige Gees, die groot ek is, wat in ons lewens woon, Here. Here, ons wat gesê, Here, hier's ek maak my hart se deure vir u oop, God, kom en kom woon u in my. En as u die Here nog nie aangeneem het, wil ek vra dat u bid en sê, Here, vergewe my sondes. Vergewe my verlede, Here. Want die Here sê, as alles wat jy bely met jou mond en glo met jou hart, dit sal gebeur. So bely met jou mond al jou sondes, en glo en bely met jou mond ook, dat jy Jesus Christus as die God aanvaar, en dat Jesus Christus opgestaan het in die derde dag, en laat hy lewe en laat hy regterhand van God die Vader sit, waar hy vir ons intree, my broer en sussie, en waar hy die Heilige Gees vir ons stuur. So sê, Here, vergewe my sondes, en ek aanvaar u, Here, en ek maak my hart se deur oop vir u. Kom asseblief, Here, en kom maak u woning ook in my lewe, dat ek ook deel van die kosbare skat van Jesus Christus kan wees. Amen. My broers en susters, baie dankie dat jy ingeskakel by Huis van Gebed. En ja, asseblief, ek weet nie wat om hulle subscribe. As jy 'n gebedsversoek het, my selnommer is op die webtuiste. En jy kan net vir my boodskap los op WhatsApp. En ons sal vir u bid. U hoef nie u naam te sê nie, sê net waarvoor ons moet bid. En want die Here weet wie is dit wat stuur, die Here weet wie is dit wat dit nodig het. En stuur dit vir jou familie en vriende aan, vir mense wat nog nie daai kosbare skat in hulle lewe het nie. Want dit is werklik waar kosbare skat. En ek wil vir julle sê, die vrede van die Here gaan met u.
en die liefde van God bly in die lewe. En kom ons hou vas aan daai kosbare skat. Dankie Here. Shalom.